Welkom terug en vandag is ons by les 60 en ons gaan voort met die hersienings van lesse 46 tot 50. Die volgende idees word vandag hersien. Hersieningsidee 46. God is die liefde waarin ek vergewe. God vergewe nie, want hy het nooit veroordeel nie. Wie onskuldig is, kan nie beskuldig nie, en wie hulle onskuld aanvaar het, sien niks om te vergewe nie. Tog is vergifnis die middel waardeur ek my onskuld sal herken. Dit is die weerspieëling van God se liefde op aarde. Dit sal my nagenoeg aan die hemel bring, sodat die liefde van God na my kan neerbuig en my na hom toe kan ophef. Hersieningsidee 47. God is die krag waarop ek vertrou. Dit is nie my eie krag waarmee ek vergewe nie. Dit is die krag van God in my wat ek onthou as ek vergewe. Soos ek begin sien, herken ek sy weerspieëling op die aarde. Ek vergewe alle dinge omdat ek sy krag in my voel ontwaak. En ek begin om die liefde te onthou wat ek verkies het om te vergeet, maar wat my nie vergeet het nie. Hersieningsidee 48. Daar is niks om te vrees nie. Hoe veilig sal die wêreld nie vir my lyk wanneer ek dit kan sien nie? Dit sal hoegenaamd nie lyk soos dit wat ek nou dink ek sien nie. Alles en almal wat ek sien, sal hulle na my wend om my te seën. Ek sal in almal my beste vriend herken. Wat sou daar kon wees om te vrees in die wêreld wat ek vergewe het en wat my vergewe het? Hersieningsidee 49. God se stem praat met my die hele dag deur. Daar is nie 'n oomblik dat God se stem ophou om 'n oproep te doen op my bereidheid tot vergifnis, ten einde my te verlos nie. Daar is nie 'n oomblik dat sy stem nie my gedagtes lei, my handeling rig en my voete stuur nie. Ek stap stadig en doelgerig die waarheid tegemoet. Ek kan nêrens anders gaan nie, want God se stem is die enigste stem en die enigste gids wat aan sy seun gegee is. Hersieningsidee 50. Ek word deur die liefde van God gedra. Soos ek na God se stem luister, word ek deur sy liefde gedra. Soos ek my oë oopmaak, verlig sy liefde die wêreld, sodat ek kan sien. Soos ek vergewe, herinner sy liefde my dat sy seun sonder sonde is. En soos ek die wêreld aanskou met die visie wat hy my gegee het, onthou ek dat ek sy seun is. Met hierdie laaste hersieningsles bring A Course in Miracles ons terug na die hart van alles wat ons tot dusver geleer het. God is liefde. God is krag. God is vrede. God praat steeds met ons. En ons word elke oomblik deur sy liefde gedra. So dikwels glo ons dat ons hierdie pad alleen moet stap. Dat ons self die antwoorde moet vind. Dat ons self sterk genoeg moet wees. Maar vandag herinner die kursus ons dat dit nooit ons eie krag was wat ons sou red nie. Dit was nog altyd God se krag in ons. Vergifnis is nie iets wat ons uit ons eie vermoë doen nie. Dit gebeur wanneer ons bereid is om God se liefde deur ons te laat vloei. En soos ons vergewe, begin die wêreld verander. Nie omdat die wêreld self verander het nie, maar omdat ons manier van sien verander het. Waar daar vroeër vrees was, begin ons veiligheid sien. Waar daar vroeër oordeel was, begin ons onskuld erken. Waar daar vroeër skeiding was, begin ons die eenheid van God se liefde ervaar. Die stem van God het nooit opgehou om met ons te praat nie. Miskien was dit ons wat vir 'n rukkie opgehou luister het. Maar sy stem was nog altyd daar. Sag, geduldig, liefdevol. En het ons elke tree van die pad huis toe gelei. En miskien is dit die grootste geskenk van hierdie eerste 60 lesse. Nie dat ons alles verstaan nie, maar dat ons begin onthou.
Onthou dat ons nooit alleen was nie. Onthou dat ons altyd geliefd was. Onthou dat ons altyd veilig was. En onthou dat ons elke oomblik deur die liefde van God gedra word. Vir volledige lesse van A Course in Miracles besoek gerus acim.org. Vir die Afrikaanse vertaling kontak Henry Theron by nkiw.org en besoek ook hemelbewus.co.za. Vergewe, sien anders, leef in lig.